Genesis 16. Maar Sarai, Abram se vrou, het nog geen kinders gehad nie. Sarai het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam Hagar. Sarai sê toe vir Abram: "Die Here het my nie toegelaat om kinders te hê nie. Gaan slaap by my slavin. Dalk kan sy 'n kind in die wêreld bring wat ek as my eie kan beskou." Abram het hiermee ingestem. So het Sarai, Abram se vrou, haar Egiptiese slavin Hagar vir Abram as vrou gegee. Dit het gebeur 10 jaar nadat Abram in Kanaan aangekom het. Abram het toe by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe Hagar agterkom dat sy 'n kind verwag, het sy haar meesteres met minagting behandel. Toe sê Sarai vir Abram: "Dit is alles jou skuld. Ek het my slavin vir jou gegee om by te slaap. Vandat sy agtergekom het dat sy swanger is, minag sy my. Die Here sal oordeel tussen my en jou." Abram het haar teruggeantwoord: "Aangesien sy jou slavin is, maak met haar soos jy wil." Sarai het haar toe so sleg behandel dat Hagar weggeloop het. Die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn op pad na Sur gekry. Die engel sê vir haar: "Hagar, diensmeisie van Sarai, waar kom jy vandaan? Waarheen gaan jy?" "Ek loop weg van my meesteres," antwoord sy. Toe sê die engel van die Here vir haar: "Gaan terug na jou meesteres toe en wees aan haar onderdanig." Die engel van die Here sê ook: "Ek sal vir jou 'n groot nageslag gee wat nie getel kan word nie." Die engel van die Here sê toe weer vir haar: "Jy is nou swanger met 'n seun wat jy in die wêreld gaan bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou noodkreet gehoor. Hierdie seun van jou sal 'n wilde mens wees, soos 'n wilde donkie. Hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in konflik lewe met sy broers." Van toe af het Hagar die Here wat met haar gepraat het genoem, die God wat my sien, want sy het gesê: "Ek het die een gesien wat my gesien het." Dit is hoekom hier die put Lahai Roa fontein genoem word. Dit is nog steeds tussen Kades en Bered. Later het Hagar vir Abram 'n seun in die wêreld gebring. Abram het hom Ismael genoem. Abram was toe 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir hom in die wêreld gebring het.